Control. Power. These two go hand in hand. But power over life and death? Now that's the ultimate control. Police are looking. They need someone like you. For what? Police don't use psychologists. They need a forensic profiler. We don't have profilers in this country. You'll be the first. It'll be chaos. We have 21 dead bodies, 2 missing boys. It's already chaos. You are a distraction to this team. I should hate the men who do these terrible things. But I can't. What does it say about me? It's dark where you're going, lady. Where? Into the abyss. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Ons het sopas na die lokbrand van Catch Me a Killer gekyk. Die produksie waarvoor Charlotte Hope 'n beste aktrise nominasie by die 2025 internasionale Emmy-toekennings erken is. Regisseurs Brett Michael Innes en Renée van Rooyen is hier om oor die besonderse prestasie te gesels. Baie welkom by Goeiemôre, good morning julle twee. Baie dankie. Dit is so met julle te wees. Dankie. Hoe het julle gevoel toe julle nou die nuus kry dat Charlotte benoem is vir 'n reeks waaraan julle gewerk het? Ja, dit is dit is so wonderlik vir haar. Yes, ek was so opgewonde om te sien dat sy het so hard gewerk. Dit is 'n ongelooflike ervaring om te sien hoe hierdie aktrise hoeveel tyd sy ingesit het in haar voorbereiding. Brett sal vertel die hoeveelheid tonele wat sy gehad het in die tyd wat ons geskei het. Sy het nooit 'n lyn laat val nie. Sy was altyd ongelooflik voorbereid geweest en dit wys in haar harde werk wat sy ingesit het pays off. Yeah, I mean, honestly, as I look out at the Cape Town mountain now, we were shooting as pollen season was kicking off, and this lady from the UK had landed in the middle of it, and wow, the allergies were going crazy, but she pushed through, and as Renée said, the amount of lines, I mean, I don't think I could get half of them out of my head in one day, but she just rolled with the words. Toe julle van die projek te hore gekom het, hoe is julle toe uiteindelik hierby betrek? Dit is so 'n ongelooflike storie. Mickey Pistorius is 'n legende in die Suid-Afrikaanse, I guess, like crime and profiling situation and setup here in the country. So, hoe het julle toe by die projek betrokke geraak? So from our side, we were approached by Simon Howley, Brett Wilson, and local producer Greg Buckle. They were looking for directors, and fortunately, Renée and I are in MultiChoice's good books, so we were put forward, and I really think they made a really great choice to complement us to the lead director, Tracy Larkham. I think Renée and I have quite a similar visual language. I think Tweedbos was one of the most exquisite films that I'd seen in years. So to be partnered with these two ladies, knowing that our voices actually like complemented the story. I'm a huge fan of crime, Mindhunter. So to be able to actually play within those textures on a local level was actually quite deeply disturbing, because I think when you watch crime on TV, Netflix, that kind of thing, it's usually the US expression of it. But to see like textures that were so uniquely South African made it even more meaningful. I wanted to also ask you, Renée, om in so ernstige omgewing te werk. Brett het dit nou net genoem. Sy is die eerste reeks moordenaar profiler, om daai tipe ding elke dag te moet hanteer as 'n regisseur. Jy werk met die tekste, jy werk met die akteurs, jy werk in die locations. Hoe gaan jy dit nie huis toe vat saam met jou in die aande nie? Ja, ek dink dit is
En dis die eerste keer wat ons ook binne so 'n genre gewerk het. Ek kan nie onthou of jy het ook nie. So dit was 'n baie interessante ervaring. Ek dink my vorige werk was baie kan in romance en baie ligter temas gewees. Dit was ons moes ongelooflik baie navorsing doen. Die wonderlike ding van so 'n groot produksie en ek dink dit was die grootste produksie wat ons al plaaslik aangepak het in terme van begroting is. Ons het met 'n baie sterk spanne gewerk wat in detail navorsing gedoen het. So ons het Tracy die hoofregisseur sy het opgevlieg ook met die span en ons het al die dokumentasie oor elke saak gekry met die regte foto's en alles wat deur te gaan om te seker te maak dat elke moordsaak word presies reg weerspieël. So ons moes deur al daai dokumentasie werk om elke moordtoneel weer oor te kan skep en dit was verskriklik goeie soos maggots wat deel van hierdie hele ding is dit moet ons lewend op die jy weet van die akteurs gesit het en so dit was nogal 'n gruwel agter die skerm en die reuk van dit is ook dis nogal baie reël as jy deur dit gaan maar ons het baie trou probeer bly om soveel in diepte navorsing te wees dat ons die stories nie, jy weet dit is 'n baie fyn lyn wat jy trap met hierdie, jy wil dis 'n fiktiewe storie, dit moet entertaining wees vir 'n gehoor, maar ook jy moet dit omdat op werklike stories moet jy baie eerlik wees teenoor wat gebeur het daar en ook agslaan op die trauma wat hierdie mense deurgegaan het. Ons is so bly julle twee kon by ons aansluit op Goeiemôre Good Morning vanoggend. Ons is ontsettend trots op julle en oor die feit dat hierdie reeks en die aktrise benoem is vir internasionale Emmy. Ons hou vir julle duim vas en vingers gekruis. Onthou, jy kan al hierdie gesprekke gaan kry op ons YouTube kanaal Goeiemôre Good Morning. 'n YouTuber is ook op pad, Lisa met die rooi hare is volgende. Ons gesels oor die show na die show.